Andre, ek weet nie of van julle profies dalk om heilige Dawid dit vir julle gesê het, want prof Bethel het altyd vir ons gesê, broertjies, moet, en nou vandag susters, moet asseblief nie die hele evangelie probeer bring in een preek nie. En dis 'n baie waar ding, maar nou moet ek vir u sê, dat hierdie gedeelte Romeine 5 vers 1 tot 11 is die hele evangelie. Dis die hele evangelie wat hierin vasgevang is. En ek gaan poog vanoggend om dit eenvoudig te hou, want Romeine is sterk teologie. Dit is die boodskap van die Bybel wat vir ons sê, dat deur God het ons versoening ontvang, het ons herstel ontvang, en dat ons deur hierdie prosesse sal gaan. Ek gaan hom so bietjie anders aanvat as wat Paulus hom neergesit het. Paulus het hom hier gesê, van daar af wat die vrug is van God se versoening, vat hy hom terug na waar ons was. In 'n ander woorde, dat ons hulpeloos en sondaars was ensovoorts. Ek gaan hom 'n bietjie omdraai deur daar te begin en dan te sê, wat is die uiteinde? Wat is die vrug daarvan? So kom ons lees dit net deur. Die opskrif is die vrug van die vryspraak. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom. Ek wil net bietjie laat u opmerk die woordjie deur. Hoeveel keer hy ook hier voorkom. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Ons is verheug, ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. En dan hierdie kernvers van hierdie perikoop, en ook van die evangelie. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, nie toe ons volmaak was nie, maar toe ons nog sondaars was. Dis die wou van die evangelie. Nie moet ek so 'n oulike mens was nie, nie moet ek al reeds oorwin het nie, maar toe ek nog sondaar was, het Christus vir my gesterf. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond, dis ook daai deur, op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Liewe vriende, hier kom 'n baie interessante ding na vore, dat ons maar net altyd sal vir onsself die vraag sal afvra, wat het gebring dat ons met God 'n versoening kan hê? Ek wil graag hierdie boodskap met 'n paar besondere momente of hoofies wil ek dit bespreek. In die eerste plek sien ons daar dat by verse 6, 7 en 8 daar 'n paar goed na vore kom. En ek wil dit noem die grond waarin die boom van die lewe, die boodskap boom van die lewe, waarin hierdie boom van die lewe geplant is. Hierdie vrugbare grond waarin dit geplant is. In die eerste plek bring dit
die regverdigmaking. In Engels sê ons die justification, dat ons regverdig gemaak is deur die daad wat Jesus Christus kom doen het. Deur dit wat hy geoffer het, bring dit ons dan in die regte verhouding met God. Vers 6 sê vir ons baie duidelik, toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterf. Toe ons nog magteloos was, as gevolg van die sonde. Met ander woorde, ons het geen vermoë gehad nie. Ons het geen manier gehad hoe ons onsself uit daardie omstandighede kon red en kon help nie. En daarom het God self kom ingryp. Hoekom was ons so magteloos? Omdat daar voor hierdie toestand van regverdigmaking was daar twee dinge gewees. Skus tog, ek het nou 'n bietjie vooruit gegaan. Twee dinge gewees. Ons was magteloos, kon niks self daaraan doen nie, en in die tweede plek, ons was sondaar mense. Ons het dit baie duidelik nou hierin gesien. Ons was eintlik vyande van God. Die Heidelbergse Katekisme sê vir ons, ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Sterk woorde. Maar dit is die natuur in ons, die natuur van die sondaar mens, die vleeslike mens. Daar is net een ding vir die vleeslike mens, dis ek en myself. God het nie 'n plek in my lewe nie, my naaste het nie 'n plek in my lewe nie. En daarom sê die woord dan vir ons hier in Romeine 5 vers 8. Maar God bewys juis sy liefde daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaar mense was. En ek het vir u nuus vanoggend, as u dit dalk nie weet nie. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, die hele wêreld, almal, sê die woord vir ons in Romeine 3 vers 23, het gesondig. En dit ontbreek hulle per se aan die heerlikheid van God. Nie een van ons is daarvan in ons natuurlike omstandighede vrygestel nie. Elkeen van ons. En daarom sê 'n ander versie later, almal wat hom aangeneem het. Ook wat weer wil sê, elkeen wat hom aangeneem het. So, lieve vriende, Efesiërs 5 vers 8 is baie duidelik daar, omdat ons in 'n toestand was, waar ons ver van God verwyder was, as gevolg van ons sondige bestaan. As gevolg van dit wat reeds daar in die begin, kort na die skepping gebeur het. Waar die mens dwars getrek het, weggetrek het van God af, gaan wegkruip het as gevolg van sy sonde. En dit doen ons vandag nog. Baie keer, as daar 'n sonde in jou lewe was, of iets wat jy weet wat nie reg is nie, dan probeer jy mos wegkruip. Jy probeer dit afmaak asof dit nooit gebeur het nie. Jy dink, jy kan God blinddoek, en dat hy nie sal sien of sal weet nie. Psalm 139 sê, nee, God weet daarvan. Nou, liewe vriende, nou dat Christus vir ons, dan dat ons deur hom in die regte verhouding met God gekom het, wat is die voedsel wat hierdie boom in jou en my lewe sal laat groei? Want alhoewel ons sê dat God vat ons nes ons is, hy het vir ons gesterf toe ons sondaar mense was, nie eers gewag dat ons heilig word nie. Want hy het toch, Jesus het vir die Fariseërs gesê, as julle dan sê julle sonder sonde, hoor net hier, ek het nie gekom vir mense wat sonder sonde is nie, ek het nie gekom vir mense wat geestelik gesond is nie, maar juis vir hulle wat siek is. Hulle wat weet dat hulle sonder God verlore is. Juis daarom. En nou, wanneer ons dan dit besef, kry ons dan hierdie dinge wat vir ons help dat daar groei is. 'n Paar dinge wat ons moet besef. 'n Paar dinge wat ons in geloof vir onsself moet vat uit die woord van die Here uit. Want dit vir ons sê, ons is vrygespreek. Verse 9a en ook Romeine 3 vers 24, ek kom nou daarby.
Vers 9a sê vir ons, aangesien ons nou vrygespreek is op die grond van Jesus se versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Geen ander manier nie. Omdat ons dan deur sy dood vrygespreek is, daarom het ons dan nou die ewige lewe. Romeine 3, wat ek net vir julle aangehaal het, vers 23 sê vir ons, almal het gesondig en is ver van God af. Vers 24, weer hierdie wonderlike, maar hulle, daardie wat ver van God af is, hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Weereens, geen ander manier nie. Vriende, en ek wil net, as dit een ding is wat jy vanoggend sou verstaan, wil ek net vir u sê. Ek het nou al 2 Sondae agter mekaar gepreek van wie is Jesus Christus, sy identiteit. Tweede Sondag by die nagmaal van wie is jy as kind van God. En vanoggend moet ons net vir mekaar baie duidelik sê, jy word op geen ander manier kind van God as deur die genade van God in en deur Jesus Christus nie. Ons is vrygespreek van sonde. Ons kom weer in 'n herstelde verhouding met God, alleenlik deur Jesus Christus. Nie die feit dat jy dalk vir jare op die kerkraad gedien het nie. Nie die feit dat jy in die koor sing. Nie die feit dat jy dalk katekisasie of sonndagskool gee nie. Nie die feit dat jy 'n sogenaamde goeie mens is nie. Niks daarvan nie. Dit is soos 'n stinkvrot lap wat deur God weggegooi word. Jou eie verdienste. Dit werk net nie so nie. Ja, al daardie goed kom in perspektief en kom in die regte verhouding, wanneer ons sal sê, ek is wat ek is, kind van God, alleen deur Jesus Christus. Sonder verdienste. Omdat hy vir my gelei het en gesterf het. Dan kom die ding daarna. Omdat ek vrygespreek is, daarom is ek nou versoen met God. Prof. Bethel het altyd gesê, jy moet eintlik maar kan sê, ek het my versoen. 2 verskillende woorde. Omdat ek in 'n regte verhouding staan. Nou kan ek sê, kan ek eers werklik begin groei. Dit is wat my help, dit is die voedsel in my geestelike lewe. Hierdie sekerhede wat ek het. Dat ek het vryspraak ontvang. God het my vrygespreek van sonde. Hy het so ver verwyder as die ooste van die weste. En daarom is ek nou in 'n nuwe verhouding met God. Daarom kan ek sê, ek is nou kind van God. Dit sê vir ons baie duidelik hier in verse 9b en 10, wanneer hy kom en hy sê, aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons ook deur hom van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Mense, dit is aan mekaar, op geen ander manier nie, behalwe deur Jesus Christus. Geen ander manier nie. En omdat ons dan nou versoen is met God, kom hy verder en hy sê vir ons is bly. Wat 'n vreugde om te kan besef, wow, my sonde is vir my vergewe. Daar word geen van daardie sonde meer vir my toegereken nie. En elke dag kan ek opnuut in hierdie versoening voor God staan, deur te sê, Here, ek weet, elke aand ook, en elke oggend sommer as jy begin, Here, ek weet, ek is so ver van volmaak af. Maar omdat ek deur Jesus Christus u kind is, kan ek vra, beskerm my vandag.
wees met my vandag. Help my om soos 'n kind van God te leef en te getuig. En daarom kan ek bly wees. Daarom, mense, is ook deel van hierdie voedsel van hierdie boom van die lewe. Is dit om elke dag bly te kan wees. Ons het hier gesing. Hierdie lied wat ons hier gesing het. Dit is die dag wat die Here gemaak het. En net om vir ons te sê, die koortjie ook wat ons sing, die liedjie wat ons sing, dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom ons wees bly en verheug ons daarin. Dit kan ek elke dag doen, om geen ander rede nie. As dit oor myself gaan, oor my vermoëns om 'n volmaakte lewe te lei, nooit. Maar omdat ek weet, dit is deur Jesus Christus, daarom kan ek bly wees en verheug. Hierdie gedeelte word eintlik omraam deur die blydskap. Kyk net wat sê vers 2. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. 'n Toekomsvisie. En dan sluit hy af by vers 11 wat sê, en dit is nie al hierdie dinge nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. My vraag is net altyd, mense, sien ander dit in my en jou lewe? Dat ons bly is, dat ons opgewonde is, dat dit vir ons lekker is om kind van God te wees. Kan ek dit vanoggend vir jou vra? Is jy opgewonde om kind van God te wees? Is jy bly daaroor? Sien mense dit op jou gesig? Hoor hulle dit in jou gesprekke? Of is ons hele lewe ook maar een klaaglied wat niks sê van ons kindskap van God en dat ons in 'n nuwe regte verhouding met God staan nie? Baie belangrik. En nou, liewe vriende, die laaste een is, wanneer hierdie grond geplant is in die feit dat ons maar sondaar mense was en dat God ons kom red het en 'n versoening vir ons gegee het, wanneer jy dan daardie voedsel kry van die beloftes van God waarop ons staan, dat ek vrygemaak is, dat ek versoen is, dat daar vir my 'n nuwe lewe is, dan behoort daar mos vrugte te wees. Het reeds daaraan gevat. Blydskap is een van hulle. En ons noem dit dan ook in die teologiese taal heiligmaking of sanctification. Dat daar iets in my lewe sal gebeur wat anders is. Nou as ek gesê het in die begin, mense, oor elkeen van hierdie aspekte wat ons net aanraak vanoggend, kan jy hoeveel boodskappe ook gee. Kan ons hoeveel preke kom gee hier? Wat gebeur dan? Wat is die vrug daar? In die eerste plek, sekerheid. Jesus is my middelaar. Hy is die een wat vir my gesterf het. Vers 2 is dit. Deur hom het ons in die geloof vrye toegang verkry deur die genade waarin ons nou vasstaan. Jesus Christus bring daardie sekerheid. Ons hoef nie meer te twyfel nie. Jesus is mos ons Here en Verlosser. God is mos ons Vader. En ons is mos sy kinders. Daardie sekerheid wat sy woord vir ons gee. Glo ons hierdie woord nog? Staan ons daarop? Dan op grond van God se beloftes. Is dit waar? Kan ek seker wees? Wat bring dit vir my in die tweede plek? 'n vrede. 'n vrede teenoor God en medemens. Hoor net wat sê hy hierso in vers 1. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Liewe vriende, wanneer ek in vrede met God leef, stel dit my ook in staat om in vrede met my naaste te leef. En wanneer ek in vrede met God en my naaste leef, is daar ook vrede in my hart en in my lewe. En kom dit duidelik na vore. Is daar nie hierdie onvrede, hierdie soeke na 'n klomp dinge nie, want ek weet, deur Jesus Christus het ek alles ontvang wat ek ooit kan wil hê. Die groot rede hoekom ek vrede is, omdat ek weet, daar staan nie meer sonde tussen my en God nie. Hy het dit absoluut totaal en al weggeneem. Die volgende een is, liewe vriende, dat daar
'n kans is vir volharding in my lewe. Volharding in en dit waarin ek nou staan. Daarom sê Efesiërs ook vir my, dat ek staan in hierdie tyd waarin ek nou leef, staan ek en maak ek staat op die krag van God. Dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, is tot my beskikking. Daarom kan ek volhard. Nie omdat ek 'n bodybuilder is of enigiets anders nie, maar omdat ek die krag van God het waarop ek staan. Daarom is dit moontlik vir my om ten spyte van alles wat rondom my gebeur, staande te kan bly en vorentoe en boontoe te kan kyk. Dis in God. En dan die laaste een, mense, dis vers 3 en 5, 3 tot 5 wat dit hier vir ons sê, dis net geweet kyk, dis nie egter al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Dit bring ons by die volgende ene, hierdie hoop wat nie beskaam nie. Dit gee vir ons dat ons optimisties kan wees, selfs in die moeilikste omstandighede. Dit maak ons optimisties oor die toekoms, ten spyte van dit wat ons gebed vroeër was. Ten spyte van haat, ten spyte van destruktiewe optrede, ten spyte van agterdog, kan ons hierdie toekoms ingaan, omdat ons weet, God gee die volharding. God gee vir ons 'n nuwe visie. My en jou visie is nie maar net tot op hierdie horison wat rondom ons is nie. My en jou visie is anderkant dit. Is verder ingestel op iets niets. En daarom sê die nagmaalformulier ook, alhoewel die lyde en sterwe van Jesus Christus 'n ernstige saak is en ons dryf tot trane, kan ons ook juig en jubel oor dit wat reeds gebeur het. Want dit gee ons 'n ander perspektief. Dit gee vir ons 'n toekomsperspektief, wat vir ons help om te kan oorleef. Of sal ek eerder sê, om te leef. En die grootste vrug van hierdie heiligmaking, of van hierdie boom wat groei, is dit dat ons omgekeer word. Ek en jy se lewens word verander. Dit word nuut gemaak. Ons sien dinge net anders, ons beleef dinge net anders, en ons doen dinge net anders. Die Heilige Gees gee vir ons die liefde wat alles oortref, die liefde wat alles oorwin. Daarom, 'n mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om dit te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaar mense was. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daarom, liewe vriende, wanneer ons dan nou kyk na hierdie boom van die lewe, hoe lyk hierdie boom van God se lewe in my lewe? Wat sien ons raak? In die eerste plek, hier waar jy vanoggend sit, kan jy met oortuiging uit jou hart uit sê, ek is kind van God. Ek behoort aan die Here. Om een rede. Hy is my verlosser en my saligmaker. Daar het in my lewe 'n wedergeboorte plaasgevind, sodat ek onomwonde kan sê, ja, hierdie lyding was ook vir my. En dan, liewe vriende, wanneer ek dit kan sê, is daar sekere dinge wat my laat groei. Al daardie dinge wat ek weet dat ek vrygemaak is, dat ek nuut is, dat ek op pad is. En dat die vrugte van volharding, van vrede, van optimisme en van liefde in my lewe ook teenwoordig sal wees. Dit is wat die lyding van Jesus Christus in hierdie lydenstyd ook vir ons kom doen het. Daarsonder, liewe vriende, is daar nie 'n Christelike kerk nie. Is daar nie Christene nie. Is ek en jy nie daar as kinders van God nie. Dit is wat ons absoluut verskillend maak van ander godsdienste. Dat daar in ons plek, ter wille van ons, reeds betaal is, sodat ons met God versoen kan wees. Amen.